'n brief vir Jesus. Ons lees 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Gister se skrifgedeelte wil jou amper die indruk gee dat Paulus besig is om sy eie ster te prys. Hy skryf byvoorbeeld, ons is nie soos ander wat geld maak uit die woord van God nie. En dan gaan hy voort om te vertel dat hy die woord in opregtheid en verantwoordelikheid verkondig in opdrag van God. Klink dit dalk 'n bietjie verwaand? Ek dink Paulus het self vermoed dat dit die indruk kon skep en daarom is hy baie vinnig om te vra, begin ons dalk onsself aanprys? In 2 Korintiërs 3 vers 1. Ons het Paulus leer ken as iemand wat uiters uitgesproke is en beslis nie doekies omdraai nie. Hy sê 'n ding soos wat hy glo dat dit gesê moet word. En as hy glo dat hy 'n voorbeeld stel, dan sê dit ook reguit. Hy wil egter glad nie die indruk probeer skep dat hy homself aanprys nie. Die enigste ding wat werklik vir hom van belang is dat die evangelie verkondig moet word. Hierdie saak is egter so nou vervleg met sy eie lewe, dat hy waarlik 'n voorbeeld is van hoe dit gedoen moet word. Ek dink dat Paulus met reg kon glo dat hy reg was om sulke stellings te maak. Hy was immers in sy hart vas oortuig dat hy reg was. Wanneer jy aansoek doen vir 'n betrekking, is die eerste ding waarvoor jou voornemende werkgewer gewoonlik vra, 'n aanbevelingsbrief, oftewel 'n CV. Daai dokument word nie deur iemand anders opgestel nie, maar net deur jouself. Kyk, ek het al CV's onder die oog gehad wat my laat lê het van die lag. Die manier waarop sommige mense hulle eie sterte prys en vertel van hoe wonderlik hulle nou eintlik is, kan partykeer skreeu snaaks wees. Die tragiese is dat 'n CV deesdae totaal sy waarde verloor het, juis as gevolg van hierdie tendens om 'n CV so wonderlik in te kleur. Wat is die waarheid? Dieselfde gaan natuurlik oor getuigskrifte ook. Al te dikwels word 'n persoon so opgehemel in 'n getuigskrif dat hy totaal onherkenbaar word. Die getuigskrifte wat ek in my matriekjaar gekry het my so kort diskante engeltjie beskryf. In kort, CV's en getuigskrifte het totaal waardeloos geword. As Paulus vandag vir ons die vraag sou vra of dit dan nou nodig is dat hy eers sy CV moet stuur voordat ons na hom luister, wat sou ons reaksie wees? As Kurt Dern vanaand in jou dorp sou optree, dink jy miskien dat dit nodig sou wees dat hy eers sy CV in die dorp gaan uitdeel? Daarin sal dalk staan van hoeveel CD's hy in sy loopbaan verkoop het, hoeveel keer hy reeds opgetree het en hoe gewild hy nou werklik is. So 'n CV sou dalk 'n klompie mense kon lok, maar hy het nie nodig om vir 'n CV nie, want sy charisma en verhoogpersoonlikheid loop hom ver vooruit. Mense kyk by die mens verby en sien die kunstenaar daar agter en hulle stroom na sy vertonings toe. Hy is sy eie CV en getuigskrif. Op dieselfde wyse het Paulus sy hele lewenswyse hom vooruitgeloop. Hy het nie aanbevelingsbriewe nodig gehad om die evangelie te mag verkondig nie, maar dit gaan nie oor Paulus nie, maar die lesers van hierdie brief.
Hy wil dit op die hart druk van elkeen wat die brief lees, om ook so 'n lewende getuigskrif te wees. Julle is 'n brief van Christus, skryf Paulus, geskryf met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Die vraag vanoggend is, hoe lyk my eie brief? Wat lees die wêreld daar buite as hulle my brief sou oopmaak? Dalk moet ek 'n slaggie gaan stil sit en my eie brief so 'n bietjie deurlees en kyk vir spelfoute, lelike woorde en kolle waar die inkpot omgeval het. Die eerste ding waarna ek moet kyk is wie die outeur is van my lewensbrief. Is dit waarlik Jesus? Of het die duiwel ook 'n paar reëls dalk ingeskryf? As die duiwel sy pen op my briefie kom rondswaai het, dan gaan daar dinge soos norsheid, liefdeloosheid, woede, onvergewensgesindheid, skinder, kwaadpraat, selfsug, hebsug en al daardie vieslike goed iewers in my lewe tevoorskyn kom. Enigiemand wat daai dinge in my brief gelees, gaan dadelik weet dat Jesus nie op my lewenstroon sit nie. Snaaks hoe een enkele vuil kol op 'n brief die ganse brief bederf, al is hy in die mooiste skoonskrif geskryf. En hoe mooier die brief is, hoe leliker staan daai kol uit. Dit is 'n waarskuwing aan persone wat baie naby in die Here leef, om soveel meer nougeset te lewe, anders bemors hulle lewensbriewe. Wat behoort op 'n gelowige se lewensbrief geskryf te staan? Liefde, vriendelikheid, vertroue op God, liefde, omgee vir ander, liefde, meelewing met ander se nood, 'n passie van die evangelie, liefde, eerlikheid, selfopoffering, liefde, borrelende blydskap, selfs in moeilike omstandighede. Liefde. Het ek dalk vergeet om liefde te noem? Hoe lyk my lewensbrief? Is dit nodig dat iemand eers 'n aanbevelingsbrief skryf oor my? Ek wil jou graag uitnooi om saam met my hieroor te gaan bid. Kom ons hou 'n slaggie behoorlik introspeksie en maak reg waar dit skeef is. Kom ons bid. Here, my lewensbrief het soveel liderlike inkkolle op. Help my asseblief om dit mooi skoon te kry. Amen.